Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons is nou in die tweede week van ons reeks in 2 Petrus. 2 Petrus is 'n amazing klein boekie. Ons het verlede week gekyk na vers 1 en 2. Vanoggend kyk ons na die res van hoofstuk 1 en die reeks is getitel 'n standvastige geloof. Nou, ek wil graag vir ons 2 foto's wys in ons tuin. Ek is baie trots op hierdie, is die enigste foto wat ek wel kan wys van my tuin. Aan die linkerkant het ons 'n wingerdstok wat 4 jaar oud is. Aan die regterkant onder het ons 'n wingerdstok wat 6 jaar oud is. Hulle staan langs mekaar in ons tuin, hulle kry eweveel son, hulle kry eweveel bemesting, hulle kry eweveel water, maar soos julle kan sien, die een groei en die een groei nie. Ek gaan vir julle 'n foto van naderby wys aan die 6-jarige. Hierdie een is 6 jaar oud. Hy is die ou een. En soos julle kan sien, hy groei nie. Die een aan die linkerkant, hy floreer. Hy groei, daar's 'n koraalboom agter hom en uiteindelik laas jaar het hy in die koraalboom opgegroei en daar's 'n geelhoutboom aan die regterkant daar agter en hy het in die geelhoutboom ook opgegroei. Ons moes hom terugsnoei. En in die winter het hy sy blare verloor soos alle wingerdstokke. Maar sy wortelstelsel moet baie sterk wees want hy het ontpop en kyk hoe dit alweer gegroei en hy so trek met blare en vrugte en ons is nou eers in Oktober. Hy het in 'n maand weer so uitgestoot. Die kleintjie regs agter, die kleintjie daar regs onder is 6 jaar oud. Hy het nog nooit vrugte opgelewer nie. Hy het nog nooit gegroei nie. Ek het hom nog nooit gesnoei nie. Hy lyk maar net soos wat hy nog altyd gelyk het. Van die dag af wat ek hom geplant het, lyk hy net so. Ons het eintlik gedink hy was dood. Ons het hom amper uitgehaal en hy het net betyds 'n blaartjie uitgestoot sodat ons kan weet daar's iets daar, maar hy groei verseker nie en hy dra verseker nie vrugte nie. Nou daar's twee wingerdstokke. Die een groei laat klap en hy so trek met vrugte. Die ander een het nog nooit gegroei nie en hy het nog nooit vrug gedra nie. En soos wat julle seker weet, dit is 'n prentjie van die Christenlewe ook. Daar is mense wat hier is vanoggend wat langs mekaar sit, wat langs mekaar geplant is, wat dieselfde hoeveelheid son, water en bemesting kry. En van ons groei en dra vrug en van ons lyk net soos wat ons 6 jaar terug gelyk het. Wat gaan aan? Hoekom groei van ons en van ons nie? Hoekom groei sekere wingerdstokke laat dit klap en ander lyk maar net soos wat hulle gelyk het? Hoekom groei ons nie in geestelike volwassenheid nie? Vanoggend se teks help ons om geestelike groei te verstaan. Dit help ons Petrus moedig ons aan om alles in die stryd te werp om geestelik te groei en vrug te dra. Sodat ons geloof standvastig kan wees en sodat ons staande kan bly in 'n gebroke wêreld. En so ons gaan vanoggend 2 vrae vinnig beantwoord. Ons gaan in vers 3 tot 7 die vraag beantwoord: hoe kan ons geestelik groei? En in vers 8 tot 11 hoe lyk die vrug van geestelike groei? Het is belangrik vir ons om te onthou wat Poen laasweek vir ons gesê het oor die konteks van 1 Petrus. 1 Petrus is geskryf net voor Petrus dood is. Hy het geweet hy gaan doodgaan. En hy het geskryf in 'n konteks waar Bybelse waarhede bevraagteken is. Dit is in elke konteks is dit bevraagteken en die hartseer ding is van binne in die kerk het daar valse leraars na vore gekom wat gesê het, dis oukei om jou sondige begeertes uit te leef. Dis oukei om gierig te wees en dis oukei om sensuele begeertes uit te leef. Hulle het dit self gedoen en hulle het verander gesê dis oukei om dit te doen. En hulle tweedens bevraagteken of Jesus werklik gaan terugkom. Hulle bevraagteken of Jesus gaan terugkom om te oordeel, om sonde te oordeel en om die wie se lewens vrug gedra het te beloon. Dis wat die valse leraars gedoen het. En so Petrus skryf in daai konteks in en hy wil hê hulle moet geestelik groei en vrug dra sodat hulle standvastig kan bly in hulle geloof. So hoe groei ons? Hoe groei ons geestelik? Verlede week het ons in vers 2 gesien dat ons groei, wel ons het gesien dat ons
genade en vrede kan vir ons vermenigvuldig word in ons kennis van Jesus. En ons weet, daar's twee maniere waarop ons Jesus kan ken. Daar's twee maniere waarop Christene Jesus ken. Ons ken Jesus, ons ken inligting oor Jesus in die eerste instansie. So ons weet dat hy die skepper en onderhouer van die heelal is. Ons weet dat hy die troonkamer van die hemel verlaat het, aarde toe gekom het, mens geword het, swak geword het soos ons, swaar gekry het soos ons, hartseer was, honger was, in versoeking was. Hy verstaan die lewe wat ons lewe. Jesus verstaan ons. En hy het, soos ons, is hy in die versoeking gewees, maar anders as ons het hy nooit geval nie. Hy het nooit ontrou gewees aan sy Vader nie, hy was nooit ongehoorsaam nie. Hy het nooit nie in liefde opgetree nie. En toe het hy finaal aan die kruis sy lewe vir ons gaan neerlê, sodat die wat in hom vertrou in 'n liefdevolle verhouding met die Vader kan wees, sodat ons nie hoef te sterf nie, sodat ons nie prys vir ons eie sondes hoef te betaal nie. Dit weet ons, dit weet Christene, dis inligting wat hulle van Jesus weet en waaraan hulle vertrou. Maar die tweede manier waarop Christene vir Jesus ken, is hulle ken hom persoonlik as hulle verlosser en Here. Christene ken Jesus persoonlik. Hulle vind hulle hoop in hom. Hy is ons enigste hoop in lewe en in sterwe. Dis die verskil tussen 'n Christen en 'n nie-Christen. En as ons die vraag wil antwoord, hoekom groei ons nie? Dan is dit in baie gevalle, veral in ons kultuur, omdat mense kennis van Jesus het, maar hom nie persoonlik ken as hulle verlosser nie. Hulle vind nie hulle hoop in hom nie. Hy is nie hulle enigste troos in lewe en in sterwe nie. En is hoogs waarskynlik dat daar van ons, in 'n kultuur soos ons, in 'n Afrikaanse kultuur, is daar mense wat kennis dra van Jesus vanoggend in die vertrek. Hulle dra kennis van Jesus, maar hulle ken hom nie as hulle verlosser en hulle Here nie. Hulle het hom nie lief nie. En daarom is hulle nie Christene nie. Almal van ons sit hier saam in die kerk. Almal van ons lyk soos Christene. Baie van ons lyk soos Christene. Party van ons is dalk eerlik daaroor en sê ons is nie Christene nie. Maar ons is almal hierso en dis net die wat 'n persoonlike verhouding met Jesus het wat kan groei. Is baie mense hier waarvoor ons baie lief is, wat lyk soos Christene, maar wat nog nie met Jesus daai gesprek gehad het nie, wat nie daai lewende verhouding met Jesus het nie. Kom ons kyk vinnig na die plantjie aan die regterkant wat nie groei nie. Kyk na sy blare. Kyk na daai blare. Kyk na sy stam. Kyk na daai stam. Dit lyk net soos 'n wingerdstok. Dit lyk presies soos net soos 'n wingerdstok. Maar as ek moet eerlik wees, weet ek hoekom hy nie groei nie. Ek aanvaar dit nou. Ek het hom gekoop. Ek het hom gekoop by Builders Warehouse op 'n seil. En op sy etiket het gestaan ornamental plant. En ek het gedink, kan nie wees nie. As ek hom net genoeg son, water en bemesting gee, dan sal hy groei en hy sal vrug dra. 6 jaar later nou weet ek, jy kan nie 'n ding wat nie werklik lewe het, maak lewe gee nie. En so, mense wat nie persoonlik vir Jesus ken nie, het nie die lewe ontvang wat hy vir ons gee, soos wat ons in 'n verhouding met hom intree nie. Kom ons lees vers 3 en 4 saam, sodat ons kan sien wat dit is wat Jesus doen, soos wat ons 'n persoonlike verhouding met hom het. Vers 3 sê, sy goddelike krag het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n godvreesende lewe, deur die kennis van hom wat ons deur sy majesteit en goddelike krag geroep het. Hierdeur het hy sy kosbare en grootste beloftes reeds aan ons gegee, sodat julle deel kan kry aan die goddelike natuur, nou dat julle ontvlug het aan die verdorwenheid van die begeerte in die wêreld wat in die wêreld teenwoordig is. En so dis Jesus wat vir ons alles gee wat ons nodig het deur geloof. Hy gee vir ons nuwe lewe. En hy maak ons deel van sy goddelike natuur, soos wat ons in 'n persoonlike verhouding met hom lewe. Nou, ek dink meeste van ons het al die naam Luther gehoor. Luther is een van die groot kerkleiers. Hy het baie diep spore in kerkgeskiedenis getrap. En hy was vir baie jare was hy 'n ornamentele Christen. So hy het baie goedes gedoen om geregtigheid te verdien, om sy pad op te werk na God toe.
Uit mense uit die Bybel uit geleer, want in daai tyd kon mense nog nie Grieks en Hebreëus lees nie, en die Bybel was nog nie vertaal gewees nie. En so, mense kon nie die evangelie kry, as dit nie vir die kerk was wat dit aan hulle verkondig het nie, want hulle kon dit nie verstaan nie, hulle kon nie die Bybel verstaan nie. En Luther het die Bybel vir mense geleer, sonder om dit te verstaan, en hy het arme mense gedien, en so het hy in sy eie geregtigheid probeer om God te dien en in 'n verhouding met God te staan. Maar hy het later in sy lewe besef, dit is nie wat ware geestelike lewe is nie. Hy het eers later verstaan dat dit nie sy goedheid is wat hom red nie, dis Jesus se goedheid wat vir hom gereken word, wat hom red. En toe hy dit besef, uit Romeine 1 vers 17, toe is daar 'n nuwe geestelike lewe in hom ingeblaas. Hy is wedergebore. Tim Keller skryf hierdie oor Luther se ervaring. Hy sê, Luther suddenly realized being born again did not mean to be righteous, but to receive the righteousness God gives you because Jesus Christ accomplished it on the cross. And to receive what Luther called an alien righteousness into his life was the way in which you could be acceptable before God. He said, the minute I realized that, I felt I was ushered into the gates of paradise, and he was born again. Dis die lewe waarvan vers 3 praat. Dis die lewe wat Jesus vir ons gee, soos wat ons vertroue in hom plaas. Soos wat ons hom nie net intellektueel ken nie, maar persoonlik leer ken. En gebed is die manier waarop ons vir Jesus persoonlik leer ken. Ek en Wilhelmine geniet dit om Chicago Fire te kyk. Ons hou van stories waar die goeies wen. En so in Chicago Fire is dit brandweermanne en hulle red elke episode mense se lewens. En die manier waarop hulle mense se lewens red, is hulle storm in 'n brandende gebou en hulle storm in enige gevaarsituasie in, en dan sê hulle, fire department, call out. En die mense wat gered wil word, roep uit na hulle toe en dan red hulle. En dit werk dieselfde vir ons as mense. Mense wat besef hulle het redding nodig, mense wat besef hulle het Jesus se verlossing nodig, roep uit na Jesus toe. Hulle bid tot Jesus en hulle vra vir hom, Here, dankie vir u opoffering vir my. Sal u asseblief u perfekte lewe vir my laat tel? Sal u my asseblief nuut maak? Sal u my u sin maak? Dis hoe ons tot bekering kom. Dis in een sin baie onindrukwekkend. Niemand sal dit eers weet nie. Niemand kan dit eers sien as hulle net na jou kyk nie. Maar jy sal weet. Jy sal weet of jy jou vertroue in Jesus geplaas het. En die vrug sal duidelik sigbaar wees in jou lewe. Die verskil tussen ewige sterwe, ewige dood en ewige lewe is vertroue in Jesus. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. En so ons kweek hierdie verhouding met Jesus, deur sy woord te lees, dis hoe hy met ons praat, en deur met hom terug te praat in gebed. Dis hoe ons 'n gesonde verhouding met Jesus kweek. En so die eerste manier wat ons kan groei, wat ons kan seker maak dat ons groei, is deur Jesus persoonlik te ken. Om hom persoonlik te ken as ons verlosser en Here. Die tweede manier waarop ons kan groei is in vers 5 tot 7. En dis 'n bietjie anderste. Die vers 3 en 4 sê ons ontvang alles wat ons nodig het, en vers 5 en 7 sê ons moet alles in die stryd werp om te groei. Vers 5 sê, lê juis daarom alle ywer aan die dag om by julle geloof deeg te voeg, by deeg insig, by insig selfbeheersing, by selfbeheersing volharding, by volharding godvreesendheid, by godvreesendheid broederliefde en by broederliefde liefde vir alle mense. So hoe lyk dit om alle ywer aan die dag te lê? Die Engels sê to make every effort. Hoe lyk dit? Ek dink van ons het al alle ywer in die dag gelê om skool klaar te maak, of om 'n raadseksamen te slaag, of om die Comrades te doen, of om Eysterman te doen, of om
besigheid op die been te kry. Ek dink ons het al alle ywer aan die dag gelê. Baie van ons lê alle ywer aan die dag om ons kinders 'n behoorlike opvoeding te gee. En daai is goeie goed is om te doen. Dis wonderlike goed is om te doen. Maar ons moet besef dat omdat ons nuwe lewe van Jesus ontvang het en in die koers van ons lewe is 180 grade omgedraai, het ons nodig om alle ywer aan die dag te lê om geestelik te groei. Ons het nodig om in hierdie 7 eienskappe te groei wat Jesus se eienskappe ego. Ons deel in sy lewe, ons deel in sy geestelike lewe. En daarom moet ons alle ywer aan die dag lê om in hierdie 7 eienskappe te groei. Die eerste eienskap, ons gaan vinnig deur al 7 eienskappe gaan. Die eerste eienskap is virtue. Virtue of deeg is 'n bietjie minder verstaanbaar as virtue. Maar die idee is presies dieselfde as daai idee in vers 3 wat sê ons deel in Jesus se glory and excellence. Daai excellence is virtue. Dit kan ook vertaal word as moral goodness of uprightness. En so wat ons geroep word in vers 5 is om alles in die stryd te werp om excellent te wees, om moreel uitstekend te wees, om 'n eerbare persoon te wees, om iemand te wees na wie mense opkyk en respekteer. Ons moet alles in die stryd werp om dit te wees. En dis nie heeltemal hoe ons kulturele Christendom verstaan nie. Kulturele Christendom sê ons doen so 'n transaksie, ons kom kerk toe, ons stukkie boksie, ons is 'n Christen, Jesus red ons wanneer ons doodgaan, maar in die tussentyd lewe ons vir onsself. En ons doen wat ons wil. Dis nie wat hierdie sê nie. Hierdie sê ons het nodig om alles in die stryd te werp om soos Jesus goeie mense te wees. Ons is nie goeie mense om gered te word nie. Ons is goeie mense omdat ons gered is. Die kultuur waarin ek groot geword het meeste mense Sondag kerk toe gekom, almal het bietjie gesweet in hulle pakke en dasse, en as daai Sondag verby was, dan kon hulle huis toe gaan en hulle kon doen wat hulle wil, en volgende Sondag kom hulle terug. En die hartseer of die tragedie van dit is, daar was bitter min mense wat ek geken het, waar ek kon sien, Jesus se lewe is aktief besig in daai persoon se lewe. Dis 'n tragedie. Ons word gered om sout en lig te wees. En ons word geroep om alles in die stryd te werp om dit wel te wees. Die tweede eienskap wat ons moet najag is insig of knowledge. Insig is toegepaste kennis, is geestelike insig. Dit is ons wat verstaan hoe God se wêreld werk, ons verstaan wat God se wil is vir die wêreld en ons weet hoe om in lyn met sy wil te lewe. En dis iets wat ons in moet groei. Ons word gevorm in 'n baie groot mate deur ons skoolstelsel en ons kultuur en ons het nodig om die Bybelse waarhede van toepassing te maak op ons lewe. En die vraagstukke wat ons daagliks in die gesig staar, ons het nodig om gevorm te word in ons denke deur die Bybel. En ons het nodig om by ander te leer hoe dit lyk om God se wil te doen. 'n goeie boek wat ek in die laaste tyd aangeraak het en wat ek baie sterk kan aanbeveel is Sarah McLachlan se Secular Creed. Sy raak aan konsepte wat ons nog nie heeltemal ons weet daarvan, maar dit is nog nie vir ons 'n probleem nie. Ons kinders kom nog nie noodwendig met die vrae na ons nie, maar sy raak aan goeie soos Black Lives Matter, Love is Love, LGBTQ. En sy help ons om te weet wat die Bybel sê, hoe om nederig in liefde te reageer en hoe om as 'n groeiende Christen wat insig het in die wêreld en met nederigheid mense kan help om na God toe te wys. En sien so, om 'n Christen te wees, moet ons alle ywer aan die dag lê om in insig te groei sodat ons lewens kan vrug dra. Die derde ding waarin ons moet groei is selfbeheersing. En selfbeheersing is 'n baie goeie indikasie van waar ons is, hoe dit met ons geestelik gaan. Vers 4 sê in die ESV, having escaped the corruption that is in this world because of sinful desire. En soos wat ons sukkel met selfbeheersing, vergeet ons wie ons is. Ons vergeet wat Jesus vir ons gedoen het.
En ons vergeet ons is vrygemaak van ons sondige natuur en ons laat toe dat die sonde weer terugkom in ons lewens. Ons laat toe dat ons sondige begeertes meer van 'n sê het in ons lewens as die Gees van God. En ek dink, ek het vanoggend 3 vinnige gesprekke gehad, vanoggend by die kerk, waar ek kon agterkom dat mense verkeer onderdruk en selfbeheersing is baie moeilik. Selfbeheersing is baie moeilik soos wat ons druk ervaar. Dit is baie maklik as ons alleen rustig op 'n date night sit en dinge gaan goed. Maar wanneer ons by die huis kom na werk en ons voel gestretch en ons voel magteloos en dinge is nie soos wat ons dit wil hê nie, dan reageer ons op maniere wat ons nie op wil reageer nie. Ek het in die laaste 2 weke, met 'n hele klomp paas gepraat wat sê hulle sukkel met selfbeheersing. Hulle sukkel om nie gefrustreerd te raak en hulle frustrasie te wys en uit te haal op die wat hulle veronderstel is om te lei en lief te hê. Selfbeheersing is 'n baie moeilike ding. Maar dis ook 'n baie goeie indikasie van waar ons staan met Jesus. Ek dink is 'n goeie ding dat ons onder druk verkeer, want as dit net maklik gaan, dan kan ons in die waan lewe dat dit met ons goed gaan, geestelik goed gaan. Maar wanneer ons onder druk verkeer, het ons nodig om by Jesus ons krag te vind. Ons het nodig om na hom toe te gaan en te onthou wat hy gesê het. Net voordat hy in Matteus 28 opgevaar het hemel toe, het hy gesê, "All authority on heaven and on earth has been given to me, and I will be with you till the very end of the age." Jesus is met ons. Hy is daar vir ons en ons ontwikkel ons verhouding met hom soos wat ons na hom toe kom vir krag en genade om ons te help om selfbeheersing te hê. Selfbeheersing help ons om die foute wat ons gemaak het reg te maak. Dit help ons om nederig te wees eerder as gewelddadig of woedend. Selfbeheersing help ons om reg te maak waar ons verkeerd was. Maar om selfbeheersing te hê, het ons die Gees van God nodig om ons rustig te maak en ons kalm te maak en ons sterk te maak. Selfbeheersing is die 4de ding waarin ons moet groei en waarvoor ons Jesus nodig het. Dit is die 3de ding waarin ons moet groei waarvoor ons Jesus nodig het. Die 4de ding is volharding of steadfastness. Dis die tema van die hele brief. Petrus skryf die brief vir hulle om te weet dat hulle standvastig moet bly in geloof, deur te groei en vrug te dra. Volgende week deur vas te hou aan die waarheid en die week daarna deur te lewe aan die hand van Jesus se terugkeer. En so volharding is die ding waar, soos wat ons al hier goed is doen, waarin ons sal groei. Die 5de ding is Godvreesenheid en ek dink daar moet ons dalk 'n rukkie langer stil staan. Godvreesenheid is nie 'n term wat ons baie gebruik nie. Godliness is iets wat ons 'n klein bietjie meer gebruik, maar dit is nie noodwendig iets wat ons almal verstaan wat ons bedoel as ons sê ons moet groei in godliness nie. Godliness is om te onthou dat Jesus mens geword het, hy verstaan ons, hy is genadig teenoor ons, maar hy is God. Hy is heilig, hy is absoluut glorieryk en hy het alle mag van die hele wêreld in sy hande. Soos om daai 2 konsepte bymekaar te hou. Jesus is genadig en Jesus is glorieryk en heilig. Ek gaan vir ons 'n gedeelte lees om ons te herinner wie Jesus is as God. Ons lees baie keer hoe hy lyk as mens. Maar hoor hierdie uit Openbaring 1 vers 12 hoe Jesus lyk. Dis waar Johannes hom sien, soos wat hy met Johannes praat in Openbaring. Then I turned to see the voice that was speaking to me, and on turning I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the lampstands one like a son of man, clothed in a long robe and with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. In his right hand he held 7 stars. From his mouth came a sharp 2-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. When I saw him, I fell at his feet as though dead. Dit is wat gebeur wanneer mense Jesus in sy glorie sien. Hulle val by sy voete neer asof hulle dood is. Johannes is nie die enigste ou wat dit gedoen het nie. Reg deur die evangelies sien ons mense wat 'n glorie kry van Jesus, 'n kykie kry van Jesus se glorie en dan val hulle by sy voete neer.
asof hulle dood is. Hulle besef hulle is nie waardig om in sy teenwoordigheid te wees nie. Maar ons sien ook in hierdie gedeelte dat Jesus hy is glorieryk, maar hy is genadig. Vers 17 eindig, "But he laid his right hand on me, saying, Fear not, I am the first and the last, and the living one. I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades." So Jesus is glorieryk, maar hy is genadig. En so vir ons om in godvreesenheid of in godliness te groei, moet ons onthou dat Jesus is waardig van ons totale toewyding. Ons halfhartige pogings is nie goed genoeg vir die skepper van die heelal nie. Maar hy is genadig ook en hy verstaan ons is swak. En so om daai twee goedes in balans te hou, om te groei in ons ken en verstaan van Jesus en om te groei in godliness is die 5de eienskap van 'n groeiende lewe. Die 6de eienskap, ons is amper daar. Die 6de eienskap is broederliefde. Dis ons, broeder en susterliefde, dis ons wat vir mekaar omgee en mekaar versorg. Nou, wat is die grootste vyand vir verhouding, vir broederliefde? Die grootste vyand vir broederliefde is selfgesentreerdheid. En so, as ons na Jesus se lewe kyk, dan sien ons, hy het die wat hom gehaat het, die wat hom verwerp het hy die inisiatief geneem om na hulle toe te gaan en vir hulle om te gee. En met hulle te aanvaar met al hulle gebrokenheid en al hulle opinies. Hy het sy lewe vir hulle neergelê voor hulle nog sy vriende was. Ons het dit vanoggend gesing. En so waartoe ons geroep word, as ons geroep word tot broederliefde, is daai tipe van gesindheid. Dis 'n gesindheid van kom ek vergeet 'n oombliekie vir myself en kom ek kyk na die persoon voor my. Kom ek gee om vir sy behoeftes. Kom ek is besorgd oor sy welvaart. En dis soos wat dis baie interessant. Ons almal het 'n behoefte vir verhouding en ons almal het 'n behoefte om liefgehad te word. Maar dis soos wat ons van onsself vergeet en ander mense liefhet, dat ons behoefte vir liefde bevredig word. En dit is hoe 'n broederliefde ontstaan binne in 'n gemeenskap wat sterk is. Dis omdat ons van onsself vergeet, soos wat Jesus van homself vergeet het, en aan mekaar te uitreik in liefde, wat ons werklik liefde kan ervaar, soos wat ons dit gee. Die 7de eienskap is om alle mense lief te hê. En so dis 'n groot call. Is 'n groot call om alle mense lief te hê. Dit beteken om alle mense as waardig en kosbaar te ag, soos wat God mense as waardig en kosbaar ag. Ons kan nie soos God vir almal voorsien en almal 'n belang nie. Ons kan nie dit doen nie, maar ons kan almal met liefde en respek hanteer en ons kan dit wat ons het, die invloed wat ons het, die mag wat God vir ons gee, kan ons gebruik vir die voordeel van ander. Ons kan praat namens die wat nie kan praat nie. Ons kan opstaan vir die wat nie vir hulle self kan opstaan nie. Ons kan wees wat nie vir hulle self kan sorg nie, kan ons help. Ons kan wees help. Ons kan ongebore babas se regte voorop staan. Ons kan saamwerk om mense wat nie 'n stem het nie lief te hê en te respekteer. En so ek gaan dit vir daar los om liefde teenoor alle mense te betoon. Ek dink baie van ons weet hoe dit sou lyk vir ons in ons lewens om nie net sekere mense lief te hê nie, maar almal lief te hê en kosbaar te ag soos wat God hulle ag. En so hoe groei ons? Ons groei in 2 maniere. Ons groei deur Jesus te ken, om te ken as ons verlosser en saligmaker. En ons groei deur alles in die stryd te werp, deur in hierdie 7 eienskappe te groei. En die gevolg van so 'n lewe, die gevolg van 'n groeiende lewe is vrug. Dis vrug. En so ons gaan vinnig kyk na 4 vrugte in vers 8 tot 11. So wat is dit wat gebeur? Wat is die vrug wat ons sien as ons 'n groeiende lewe het? Vers 8 sê ons lewens dra geestelike vrug. Dit beteken ons lewens het 'n ewige impak. Dit het 'n impak wat langer as ons in hierdie wêreld voortbestaan. Luther was 'n ou wat goeie werke gedoen het voor hy tot bekering gekom het. Daai impak is verby in die tyd wat hy met daai mense spandeer het.
Maar nadat hy tot bekering gekom het, het hy mense gehelp om die evangelie te verstaan. Dit wat hy geleer het hy die kerk het mense onderdruk en die mense manipuleer deur die waarheid te verdraai, want mense kon nie vir hulle self die waarheid ontdek nie. En hy het die waarheid op die kerk se deur gaan vasspyker. En hy het gehelp dat die Bybel vertaal word in die taal van die mense, sodat die mense die evangelie kan verstaan, sodat die mense gered kan word. Hy het gehelp om die wêreld te vat van duisternis wat nie vir Jesus ken nie, na lig. En die rol wat hy gespeel het, is in 'n groot mate die rede hoekom ons vanoggend hier kan sit, is as gevolg van die vrug van sy bediening. En ons het dieselfde kans. Ons het dieselfde kans. Dis verstommend om te dink. Ons lewens, as ons aanhou groei, kan ons lewens geestelike vrug dra. Ons kan dalk naby in die huis begin. So ek dink baie van ons kan getuig dat ons ouers se geestelike groei vrug dra in ons lewens. Iets waarvoor ons baie dankbaar is. En dis dalk die plek waar ons moet begin. Dis 'n plek waar kom ons wees ouers wat se kinders kan sê, my ouers se geestelike groei dra vrug in my lewe. Kom ons wees sulke ouers. So ons lewens kan geestelike vrug dra as ons aanhou groei. Die tweede vrug wat ons kan sien is in vers 9 en dit is 'n interessante vrug. As ons aanhou groei, dan val ons nie vas in sonde nie. Nou om 'n illustrasie te gebruik, my kinders is mal oor daai rolbane by die lugbaan. Dis 'n goed wat so rol en dan vat hulle jou van die een hek na die ander en so jy gee 'n tree en dan voel dit of jy so 'n lang tree gee, jy gaan so vinnig. En dan beweeg jy vinniger, dan kom jy betyds by jou hek aan. My kinders is soos meeste van ons, hulle hou daarvan om teen die stroom te gaan. En so, dis vir hulle die lekkerste ding in die wêreld om teen daai goed op te loop en te kyk of hulle vooruitgang kan maak. En dis hoe dit is as ons geestelik groei met ons geestelike lewens. Ons kan teen die stroom van die samelewing gaan as ons geestelik groei en ons kan 'n impak hê. Maar as ons stil staan, as ons nie geestelik groei nie, dan is dit asof ons beheer verloor, ons raak gedisoriënteerd. As jy stil staan op daai ding, dan gaan jy eintlik baie vinnig agteruit. En vers 9 sê ons raak as ons nie geestelik groei nie, dan raak ons kortsigtig. En ons vergeet dat ons van ons sonde gereinig is en ons word weer vasgevang in ons ou sondes. En so die Christenwandel is of vooruitgang of agteruitgang. Die vrug van geestelike groei is dat ons nie terugval. Die tweede een is dat ons nie terugval in ons ou sondes nie. Die derde een, en dis 'n baie kosbare een, die derde vrug is in vers 10 en dis geloofsekerheid. Geloofsekerheid is ons enigste troos in lewe en dood. Wanneer alles anders uit mekaar uitval en wanneer dit voel asof niks meer sin maak nie, dan is daar die een ding waar ons altyd hoop kan vind en dit is dat Jesus in beheer is en dat alles ten goeie vir ons sal meewerk en dat ons sy kinders is. Dit is die ding. Geloofsekerheid is iets wat die moeite werd vir is om te veg. En ons veg vir geloofsekerheid deur te veg vir groei in ons lewens, deur tyd te investeer in Jesus en deur te investeer in die vorige 7 eienskappe. Die laaste vrug van geestelike groei is in vers 11. En dit is ons wat, soos wat ons by die poorte van die hemel kom, 'n ryklike ontvangs ontvang. Ons kom nie, as ons geestelik gegroei het en vrug gedra het, ons lewens vrug gedra het, dan kom ons nie by die hemel aan en skaam en sê, Jesus, dankie dat U my gered het, dankie dat U vir my nuwe lewe gegee het, dankie dat U my al hierdie geleenthede gegee het om goed te doen. Ek het nie, ek is jammer. Ons kom nie so by die hemel aan as ons geestelik groei nie. Daar's 'n lied van Coldplay, Viva la Vida, waar Chris Martin sing. Hy sing, for some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. St. Peter is by tradisie die ou wat jou innooi in die hemel in. En Chris Martin sê, hy weet nie hoekom nie, maar hy weet, Peter gaan hom nie nooi nie. As Chris Martin sy vertroue in Jesus plaas en
hy begin om die nuwe lewe wat Jesus vir hom gee uit te leef, deur te groei, deur geestelik te groei, sal sy lewe vrug dra. En een van die vrugte van sy lewe sal wees dat hy die liedjie se woorde kan verander. Now for some reason I can explain, I know Jesus will call my name. Dit op sigself is genoeg rede om te wil geestelik groei. En so ek sluit vir ons af. Petrus skryf die brief. Petrus skryf hierdie brief vir ons om in 'n wêreld waar alle Bybelse waarhede bevraagteken word, en ons geloof op die proef gestel word, skryf hy die brief om ons te help om geestelik te groei, om staande te bly. En ons bly staande deur te groei en vrug te dra. Ons groei deur alles in die stryd te werp om soos Jesus te word en die nuwe lewe wat hy vir ons gegee het uit te lewe. Hy roep ons om virtuous te wees, deugdelik, uitsonderlik, om te groei in insig, om te groei in selfbeheersing, volharding, godvreesenheid, broederliefde en liefde vir alle mense. En die realiteit is, ons kan dit nie op ons eie doen nie. Ons kan nie hierdie goeders self doen nie. Ons het mekaar nodig om mekaar aan te spoor en ons het Jesus nodig om ons die krag te gee. Ons het die Gees van God nodig om elke dag vir ons hoop en krag te gee. En ons het nodig om Jesus te ken as genadig, want ons gaan sukkel, ons gaan val. Petrus weet dit. Petrus het baie goed geken. Petrus was vol bravade geweest oor hoe hy hierdie ding gaan doen, hoe hy die geestelike lewe gaan lewe en hoe hy daar sal wees vir Jesus. En toe toe Jesus gevangene geneem is, het hy gehardloop en dit wat hy beloof het hy nie sal doen nie, hy het 3 keer vir Jesus verloon. En hy het tot sy sinne gekom en hy was baie hartseer oor wat hy gedoen het. Dit was vernederend vir hom. Dit is vernederend om nie te doen dit waarvoor ons voel ons geroep word as Christene. Dit is vernederend. Maar daar's 'n verskil tussen Petrus se val en Judas se val. Daar's 'n groot verskil tussen Petrus en Judas se val. Beide van hulle het vir Jesus verloon. Beide van hulle het nie getrou gebly teenoor hom nie. Maar die verskil tussen Petrus en Judas is Judas was trots. Judas was te trots om na Jesus toe te kom vir genade. Hy het gefaal en hy het homself doodgemaak in sy trots. Petrus het Jesus geken. Hy het geweet Jesus was lief vir hom. Hy het na Jesus toe teruggegaan en gevra vir genade. En Jesus het hom nie net genade betoon nie. Jesus het gesê, met hierdie ou kan ek werk. Op hierdie ou kan ek my kerk bou. Hierdie is 'n ou wat bruikbaar is. Ja, hy's 'n gebroke sondaar, maar hy kom na my toe vir genade en daarom kan ek hom gebruik. Jesus het aan die einde van Johannes se evangelie, dan vra hy vir Petrus, Petrus, is jy lief vir my? Petrus, is jy lief vir my? Petrus, is jy lief vir my? En dan elke keer antwoord Petrus, ja Here, jy weet dit. Ja Here, ek is lief vir u. Ja Here, ek is lief vir u. En dan sê hy vir hom 3 keer, gaan voed my skape, gaan voed my skape, gaan voed my skape. En Petrus doen so half dieselfde met ons hierso. Hy sê vir ons in vers 12 tot 15, sê hy 3 keer, onthou dit, onthou dit, onthou dit. Ek gaan julle herinner daaraan dat julle moet geestelik groei, sodat julle standvastig kan bly in die geloof en sodat julle lewens kan vrug dra. En so kom ons bid, kom ons vra dat God ons sal help om mense te wees wat Jesus werklik ken en wat geestelik groei, sodat ons lewens geestelike vrug kan dra. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u genade. Ons dankie dat ons as nietige, sondige mense na u toe kan kom. Ons is mense wat gereeld oorweldig voel. Ons is mense wat maklik besef, ons is nie in staat nie. Ons kan nie die goeie doen wat ons graag wil doen nie. Ons kan nie dit doen waartoe u ons geroep het nie. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. Maar Vader, ons weet dat u is 'n kragtige God en Jesus, u lewe werk binne in ons. Die lewe wat u uit die dood uit opgewek het en wat die dood oorwin het en wat sonde oorwin het. Dis die lewe wat kragtig binne in ons werk. En so Vader, help ons om u te vertrou. Help ons om in Jesus se krag staat te maak. En Gees, sal u elke dag nuwe lewe in ons inblaas. En sal u ons help om te groei. Om nie 'n bossie te wees wat lyk soos 'n Christen, maar nooit groei en nooit vrug dra nie. Help ons om 'n wingerdstok te wees wat
wat uitbundig groei en wat vrug dra en wat U naam groot maak en wat goed is vir mense rondom ons. Help ons asseblief om mense te wees wat se lewens ewige vrug dra vir ons voordeel en Vader vir U glorie. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.